Goeie van my kant af, dis lekker om almal hier te sien vanoggend en vir julle wat ook aanlyn kyk. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks met die naam van The Poverty Gospel. En dis so 'n bietjie van 'n interessante een, maar wat ek net vanoggend wil sê vooraf is om te besef dat voorspoed is nie opsioneel nie. Moet deel wees van ons lewe. Nou, ek dink altyd as ek die woord voorspoed lees, dan sien ek net die tweede gedeelte van die woord en dit is spoed. En ek weet van julle, soos ek, het baie keer as jy het 'n paar sekere paar skoene aan as jy bestuur, wat bietjie swaar is aan jou regterkant, ry so bietjie vinnig, maar so 'n ruk terug, as ek so 'n maand terug, moet ek my kar se lisensie gaan uitneem, en toe ek al kom, toe sê hulle vir my, nee meneer, jy het 2 boetes teen jou naam, jy kan nie jou lisensie uitneem nie. En toe dink ek, ek nodig nou 'n prokureur, want ek kan nou nie onthou wat gebeur het nie. En anyway, en so kom dit toe nou, ek moes toe nou verkeersdepartemente gaan kom daar, ek vra vir hulle, hoorie, waar dit gebeur, wanneer dit gebeur, en so wys die een persoon my, of hy wys my die eerste boete, en ek sê, jessie, 2023, ek sê, jessie, dis interessant, en ek vra vir hom, wat se dag is dit, hy gee my die dag, en ek gaan kyk, en ek sien toe, dis hemelvaart, op hemelvaart. Ek weet, ek was nie op pad hemel toe nie, so ek het nie vinnig gery nie, maar anyway, en so, ek sê vir hom, wat is die volgende een? Hy sê, dit is 2024 gewees. Ek sê, okay, kyk gou vir my, en hy kyk, hy geef my die datum, en raai, wat se dag is dit? En ek dog, hierdie is nou baie interessant. En verlede week met hemelvaart, hoekom lag julle? Verlede week met hemelvaart, ry ek van Laerskool Vera Park af, ek het hulle hemelvaartdiens gehou, en ek is so in gedagte, en ek sien hierdie groot rooi teken, 'n suggestion teken, dit suggest net, jy moet stop as jy wil, en ek meen, dit is hier in die woonbuurt, net so om die draai van my huis af, en ek ry toe nou, en die volgende oomblik, sien ek, amper sê ek 'n bose gees, maar sien ek iemand uit die bos uitspring, al van agteraf, en hy steek sy hand op, en toe hy sy hand so opsteek, te weet ek, ag Here, nie op hemelvaart nie, nie weer nie, en hy trek my toe af, en die kort van die lank is, ek staan toe daar, en hy sê vir my, hoorie, meneer, jy weet, dit was 'n stopstraat, ek sê, ek weet, ek's regtig jammer, vergewe my, doen wat jy moet doen, en hy sê, lisensie, en toe ek so kyk in die kar, toe besef ek, oeps, ek het met my vrou se kar gery. En toe sê ek vir hom, luister, weet jy wat, ek is 'n Maruti, ek het nou net 'n diens gedoen, en dit gaan oor hemelvaart en so aan, en hy sê, en toe sê ek vir hom, jy moet doen wat jy moet doen, maar wat ek jou wel vir jou wil sê is, skryf asseblief, ek weet jy moet skryf, ek weet jy moet vir die stopstraat skryf, en jy moet skryf my lisensie, jy moet alles doen, please do it, do your job, en terwyl ons op praat, sê hy vir my, hey, Maruti, I need to be a blessing today for you. En hy skryf my R250, met 'n smile, ry ek daar verby, bye bye. Maar dis eintlik ons lewe, ouens, is obvious, vir my het ek weet, die ander 2 het ek nie die spoedgrens oortree nie, ek dink dit was my vrou. Maar in hierdie geval was dit ek, en ek het daar gestaan, ek het besef, weet jy wat, ek moet anders dink, oor dit wat ek nou net gedoen het, ek moet anders dink, en daar's so amazing gedeelte wat Eugene Peterson, hy het die message vertaling vertaal, en dan sê Eugene Peterson die volgende, hy maak hierdie stelling, hy sê, if Christ is king, everything, quite literally everything, and everyone has to be reimagined, reconfigured, reorientated to a way of life that consists in obedience, following of Jesus Christ. En dit tel vir alles van ons lewe, en hierdie reeks wat ons praat oor the poverty gospel, praat ons juis oor finansies, is 'n finansiële reeks om jou te bemagtig oor hoe dink God oor jou finansies, hoe dink God oor alles wat al reeds aan hom behoort, en ons wil jou help om jou te konfigureer, sodat jy op 'n plek kan kom om anders te dalk te dink oor jou finansies, want God het baie meer in stoor as wat ek en jy baie keer dink en hoe ons daaroor voel. En 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 11 tot 13 in die message sê die volgende, hy sê, Dear Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide open
spacious life. Hoor wat sê Paulus, hy sê, ek skryf hierdie brief vir julle, want ek wil hê julle moet anders begin dink oor lewe, jy moet anders begin dink oor jou familie, oor jou finansies, oor jou besigheid, jy moet groter dink, hy sê, we didn't fence you in, jy is nie kan ek sê, ingesqueeze waar jy is nie, the smallest you feel comes from within you. So hy sê, ek wil hê jy met hierdie wide open space beleef, maar omdat jy so small-minded is, dit kom van hier binne, jy self beperk jou op daai plek, en dis wat ons van praat, wanneer ons sê poverty gospel, dit is 'n mindset wat ek en jy aangeneem het, your lives aren't small, but you're living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can, and with great effect. Open up your lives. Live openly and expensively. Hy sê, maak seker dat dit wat God al reeds vir jou gegee het, en dit wat jy al reeds instoor het, maak jou lewe oop, laat jou lewe tel, want daar's meer vir jou instoor. God wil hê, ek en jy moet in abundance leef, en as jy in die Nuwe Testament gaan lees, kom jy agter, hoeveel keer praat Jesus oor finansies, want ek besef, wat Jesus, God het geweet, geld en goed is die nommer 1 kompetisie vir jou hart. Amen. Want my hart begeer hierdie, en my hart begeer daai, en my hart wil graag dit doen, en so dit skep kompetisie vir sy koninkryk, en aangesien ons invloedryk, onselfsugtig, en omgee, en vrygewig moet wees, wil God hê, ek en jy moet met die belangrikste onderwerp kan oor praat, en dit is finansies, oor geld. Want die diepste ding, die diepste wortel van vreugde in ons lewe, kan ons vandag sê, is dit geld? Maar nou nie ja sê, asseblief. Maar die diepste wortel van vreugde is om 'n verhouding met God te kan leef. Vanuit dit spoel dit, die diepste begeerte in my lewe is om te besef dat daar soveel genade, dit is God se woord, dit is wie hy is, my behoefte lê vasgevang in wie God is, en ek kan net besef dat dit wat God kom vestig het op hierdie aarde, deur Jesus Christus sy koninkryk kom vestig het, kan ek vandag sê, omdat ek 'n koningskind is, behoort alles alreeds aan my. Maar ek het baie keer hierdie poverty mentaliteit en hierdie armoede mentaliteit wat ek anders dink en dink, ja maar ek verdien dit nie. Hoeveel van ons was al vergewe en jy het 'n gesprek gehad oor vergifnis en iemand sê vir jou, ek vergewe jou, dan sê jy die volgende woorde, maar ek verdien dit nie. Hoeveel van julle se mans of se vrouens het al vir jou soveel great dinge gedoen, wat jy die volgende sê, ek verdien jou of haar nie. Hoeveel keer leef ons daarmee, wanneer jy 'n promosie kry by die werk, dan sê jy, ek verdien dit nie. Maar wat ek besef, wanneer dit kom by God se koninkryk en sy ekonomie, dan werk dit anders. God het al reeds elke gawe vir jou gegee, wat op hierdie grondlegging van hierdie aarde is, het God dit al reeds vir jou gegee. So of jy nou dink jy verdien dit nie, en of jy dink jy verdien dit, God het dit namens jou en vir jou gedoen. So jy moet ophou die woorde spreek en sê, ek verdien dit nie. Dis nou op 'n plek waar jy amen of eina sê. Want te veel praat ons die negativiteit, en ons het hierdie poverty mentaliteit, die poverty gospel mentaliteit, die poverty gospel wat sê, ek verdien dit nie. Luister, die woord evangelie, gospel, is die woord goeie nuus. As jy dit nie verdien nie, dan is dit mos nie goeie nuus vir jou nie. Dan beteken dit is vir iemand anders. Maar God kom gebruik jou en my om saam dit te kan hê, en ons het hierdie illusie rondom poverty of rondom armoede, dat ons op die einde van die dag sê, ek weet die Bybel praat oor hierdie goed en dit is nie vir my nie, dis vir iemand anders, dalk is dit vir my bure, dalk is dit vir die ouens wat daar voor in die kerk sit en hulle hande so hoog op in die lug opsteek, dis nie vir my nie. Ek wil vandag vir jou sê, die rede hoekom hierdie illusie so 'n realiteit geword het in jou lewe is omdat jy gefokus het op dit. Jou fokus is verkeerd. Armoede is nie op my koning se agenda nie. Nêrens lees ek dit nie. Die skrif sê vir ons dat ons moet anders dink, ons moet soek dit wat
wat God se belange is. Ons moet soek dit wat God wil hê. Ek en jy moet leef en hoe ons moet leef. En Matteus hoofstuk 6 vers 33 sê, make your top priority God's kingdom and his way of life. Dit laat my dink aan hierdie ou wat na die pastoor toe kom met sy lotto kaartjies. Sê hy vir die pastoor, asseblief pastoor, bid net oor hierdie kaartjies. As ek die lotto wen, beloof ek pastoor, ek gaan ten minste my 10de betaal. Ek gaan ten minste 10% daarvan gee en ek gaan ten minste hierdie aanspreek en daai aanspreek. En die pastoor sê nee, dis reg en hy bid toe nou vir die ou en 'n week later, wen die ou die lotto en die pastoor hoor niks van hierdie ou nie. En op 'n stadium toe bel die pastoor hierdie ou, hy sê vir hom, luister broer, ek wil nou net hoor, ek en jy dan nou hierdie ooreenkoms gehad, jy het gevra ek moet bid, en toe bid ek, en toe wen jy, en nou hoor ek niks van jou, en hy sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, 'n arm man en 'n ryk man, ons dink anders. Jy sien, die grootste hindernis om God se koninkryk te ervaar, is jou eie koninkryk. Is jou eie empire wat jy bou. Matteus sê dit, vers 33, sê maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So dit nou lieflik gesing. Hy sê en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, wanneer jy Matteus gaan lees, dan kom jy agter, daar's 'n paar key elemente in hoofstuk 6. Hoofstuk 6 het 'n gedeelte wat ons so ruk terug 'n reeks oor gedoen het, oor die Onse Vader, wanneer jy bid tot die Vader, wanneer hy sê, so moet julle bid, Onse Vader, hy praat daarvan, dat hy is die een wat ons daaglikse brood sal gee, en vir ons voorsiening sal maak. Ons lees dit daar in Matteus, dan begin hy te praat oor die beloftes wat die Here sê. Hy sê, kyk na al hierdie, die lelies en die voëls, en kyk na alles, wie sorg vir hulle? Hulle doen niks nie, maar tog sorg God vir hulle. Dan kom hy by vers 33, wanneer hy sê, moenie worry oor wat jy eet, of wat jy sal drink, of wat jy sal aantrek nie. Ek weet vir die vrouens is dit nogals moeilik, maar jy hoef nie te worry oor wat jy gaan aantrek nie. Maar vir ons, hy sê, as jy daar kom besef, hierdie is die belofte wat God al reeds vir ons gemaak het. Hy sê, maar nou moet jy besef, soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge, wat ek vir jou genoem het, sal volg. Soek dit, maak dat jou hart belyn word met sy plan, mag jou kop belyn word met sy plan. Ek dink hieroor, dat ek besef, wanneer die Bybel my leer, dan sê dit, jy en ek is eintlik verplig om geseënd te wees, that's it. Dit moet 'n plek wees om amen te sê. Dis goeie nuus, jy is verplig om geseënd te wees, goedheid en guns sal jou navolg. Dis wat Psalm 23 sê, jy is geseënd, jy moet dit wees. Jy moet so loop, jy moet so wandel, jy moet anders dink oor dit. Ek praat nie hier van my eie rykdom nie, ek praat ook nie hier van my houding om te sê, ja, maar ek is ryk en jy is nie. Ek praat nie van dit nie, want jy kan ryk wees, maar jy is nie geseënd nie. Wat hy so insak. Ek het al hoeveel ouens gesien, wat baie min het, en dan vra ek vir hulle, hoe gaan dit met jou? Dan sê hulle vir my, geseënd. Geseënd. Ek baie keer as dit kom by ons as kerk, wanneer ons praat oor die groei en dit wat hier by ons kampus gebeur, in Raslouw spesifiek, het ek al hoeveel keer net vir myself gesê, Llewellyn, ja, ons kan sê ons is geseënd, maar wat van die kerk af van die pad? Jy sien, dan kom ek op die plek wat ek sê, ons is bevoorreg om in hierdie posisie te wees, van ons ken ons Vader. Jy sien, jou rykdom en dit wat jy het, maar mag dalk nie net geseënd wees nie, want die seëning is nie wat jy bekom het nie, maar dit is wat God vir jou gegee het. Dis wat seëning bedoel, dit word nie gemeet op jou bankbalans nie, dit word nie gemeet op jou status nie, geseënd word gemeet op die guns wat jy kry by die Vader. En ek en jy moet op daai plek kom wat ons sê, ek weet, dat my lewe word deurweek met sy seëninge.
My lewe word deurweek. Wanneer ek my lewe meet op my seëninge, dan meet ek dit van die deure wat oopgegaan het, toe ek vir die Here vertrou het daarvoor. Toe ek die Here vertrou vir 'n promosie, het die deure oopgegaan. Toe ek die Here vertrou vir genesing, al hierdie goed het te doen met dit wat God wil kom doen. En ek kan nie myself eer gee vir die seën wat die Here op my lewe het nie. Ek moet hom eer gee, want dit is sy koninkryk, is nie my koninkrykie. Ek moet nie toelaat dat my koninkryk en my gewete en alles wat oor my gaan in die pad staan van God se koninkryk, want God is bereid om ver meer te doen as wat jy en ek kan dink of vra. Ver meer. En so wat moet ons doen? Ons moet onsself onderwerp. En sê, Here, ek gaan nie begin spreek en sê ek verdien dit nie. Jy verdien dit. Jy verdien dit. Jy verdien daai boot wat jy lekker op die see kan gaan ry of op die dam. Jy verdien dit. Onthou net. Hier's 'n Benny en 'n Peer en 'n Llewellyn. Vat ons net saam. Jy verdien jou motorfiets, jy verdien jou huis, jy verdien jou besigheid wat so goed doen, jy verdien daai vakansie, jy verdien dit, want die Bybel sê, geseënd is jy, omdat God dit oor jou lewe, maar ons is so bang, want die wêreld het een of ander illusie kom bring en sê, jy moenie so wees nie, ons kan nie so, want 'n ryk man, dis moeiliker vir 'n ryk man om hemel toe te gaan. Luister, dit is so, maar waaroor gaan rykdom? Rykdom gaan oor jou hart, en gaan oor wat in jou gees aangaan. God het elke rykdom gawe oor ons uitgegiet, en daardeur kan ek sê, Here, as U dit tot my gebring het, beteken nie altyd dit is net vir my nie. Hoe kan ek dan 'n seën wees vir iemand anders? Maar dit kom op 'n plek waar ek myself moet onderwerp. 1 Petrus 5 vers 6 sê, onderwerp julle daarom in nederigheid. 'n nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Want God wil jou verhoog. God wil hê jy moet 'n lekker lewe hê. God wil hê jy moet sekere goed geniet. Ons hou daarvan as ons sien iemand is nederig, dan sê ons, hy's so nederige ou. Ek het al hoeveel keer net in ons beroep of lyn van werk, dan sien ek al, en ek het al hoeveel stories gevolg van pastore en waar pastore vanaf kom en wat hulle al gedoen het in die verlede. Jy weet, hy het 'n kerk begin in sy motorhuis, of hy het 'n kerk begin in hierdie klein gebou, en almal is so, hy's so nederig, en dis so amazing, en kyk hoe great doen hy. Jy weet, hy is daar vir die mense, en dan seën die Here hom, en dan groei sy bediening, en dan het hy hierdie groot kerk, en dan sê ons, daai ou, jy sê, hy's glad nie meer nederig nie. Maar die Here het hom verhoog op die regte tyd en op die regte plek. Dieselfde met van ons wat hier sit, jy het 'n besigheid begin, en dit is hierdie klein besigheid wat jy begin het, en later het dit gegroei, en God het jou geseën, hy het vir jou deure oopgemaak, guns het oor jou lewe gekom, en nou sien jy die vrug daarvan, omdat jy gehoorsaam was tot op dit, wat God gesê het, soek eers sy koninkryk, nou is jy geseën, nou sê mense, daai ou, nee wat, weet jy wat, hy is hoogmoedig. Maar eintlik, is dit net omdat jy in jou hart 'n varkie het. En ons moet baie keer sê, ek moet ontslae raak van hierdie varkie, sodat ek iemand anders se sukses, sodat ek iemand anders se seën, en se vooruitgang, se voorspoed kan celebrate. En sê, Here, ek bid daarvoor. Luister, Paulus skryf dit in Filippense, en dan sê Paulus, ek bid dat dit met jou sal goed gaan. Ek bid dat jou beursie sal oorloop. Ek bid dat jou bankrekening sal oorloop. Ek bid dat dit sal goed gaan met julle. Dis wat Paulus kom bid. Hy sê, ek bid dit so, want hoekom? Ware voorspoed word nie bepaal deur hoeveel ek het nie, maar dit bepaal oor hoeveel ek weggee. Dis wat prosperity is. Gaan nie oor vir my om te accumulate en sê, ek wil net, all that I am, give me my name. Mag nou nie dit sê nie, van Jimmy is hier so. Maar dit gaan nie oor my nie.
Ek moet nie 'n reservoir word en 'n opgaar dam en sê alles behoort aan my nie, maar ek sien myself as 'n kanaal waardeur God se seëninge vloei en dit maak my op die einde van die dag voorspoedig in alles wat ek doen. 2 Korintiërs hoofstuk 9 vers 8 sê en God is by magte. Hy's by magte om alle genade oorvloedig aan julle te gee sodat julle altyd en alles genoeg kan hê. Sodat jy in alles genoeg het. Hoekom? Want, hoor hierdie, en oorvloedig kan wees in elke goeie werk. God wil jou seën met elke seën wat uit die hemel uitkom. Hy wil jou seën met alles wat jy kan bekom. Hoekom? Sodat jy in alles wat jy doen oorvloedig kan wees in die seëninge verander en soveel meer. Ware voorspoed is om meer as genoeg te kan hê, sodat ek in oorvloedig goeie werke kan doen. As God geld deur my kan laat vloei, kan hy geld na my toe ook laat vloei. My clutch is besig om te gly. If God can get money through me, He can also get money to you. Ons moet besef dat hy het al reeds hierdie hemele vir my oopgemaak. So vandag spreek ek lewe oor jou om te kan sê, ek verdien dit. Ek verdien dit. Ek verdien dit, want hoekom? Ek sal 'n seëning wees vir ander. Ek verdien dit, want ek kan ander goed doen. Ek verdien hierdie nuwe paar skoene. Ek verdien hierdie voucher. Ek verdien, want hoekom? Ek weet, partykeer is dit nie net vir my nie, maar dit is ook deur my vir ander. As jy anders dink, Psalms 67 vers 1 tot 2 sê, mag God ons genadig wees en ons, come on, jy verdien dit, so spreek dit. Mag God ons genadig wees en ons, mag God jou seën en sy aangesig oor ons laat skyn, sodat u pad op die aarde bekend kan wees, u redding onder al die nasies. God wil dit vir ons doen, maar ons hou partykeer so vas, en sê, Here, ek is onseker van dit wat ek het, ek is onseker of ek dit kan oopmaak, ek is onseker of ek hierdie kan doen. Jy sien, armoede begin nie in jou beursie nie, dit begin in jou kop. Om te kan sê, Here, ek gee hierdie. Here, ek leef met 'n oop hand. Ek leef met dit wat U wil my kom doen. Ek wil hierdie saamvat met 'n amazing story. 'n Storie wat in Lukas hoofstuk 19 plaasvind, wanneer Jesus hierdie gelykenis vertel, hierdie storie. En hierdie storie speel af, is een van Jesus se laaste stories, voordat hy gekruisig gaan word, en voordat hy, gemartel word. En hierdie laaste storie, so naby Jerusalem, uit Jerigo uit, is Jesus op pad na sy kruisiging toe, en hy sy reis vanaf die ooste af, vanaf Jerigo is hy nou op pad, en hierdie fisiese, daar's mense wat hy op die pad, iemand is blind, en hy bid vir die persoon, en hy laat hy genesing beleef, en dis in dieselfde wat Jesus verbyloop, en dan onthou julle, is daar 'n kort mannetjie wat sê, ek het gehoor van die Messias wat kom, ek gaan in die boom wag vir hom, sodat ek net kan sien wie hy is, en dan gaan wag hy met hierdie verwagting, en dan sê Jesus vir hom, kom af, ek wil vanaand by jou kom braai, ons gaan vanaand by jou braai, lekker aardappelslaai, lekker choppies en steak en wors en so aan, maar ons gaan vanaand daar by jou braai, 'n tollenaar, met die naam van Saggeus, en die skare het gevra en bevraagteken, maar hoe is dit moontlik dat hy met so ouens uithang, en dan is Jesus by sy huis, en dan begin Jesus met hulle te praat, en oor al hierdie goed, en dan kom hy, dan vertel hy die gelykenis van die muntstuk, en wanneer hy hierdie gelykenis vertel van die muntstuk van die 10 slawe wat geroep word om hierdie muntstukke te bewerk, of besigheid daarmee te voer, lees ons ook in Matteus, is daar nog 'n soort gelykenis wat Jesus vertel, maar in daai gelykenis sê die Bybel het elkeen verskillende gawes gekry, maar in hierdie gelykenis in Lukas hoofstuk 19 sê dit elkeen het dieselfde hoeveelheid gekry, en in daai hoeveelheid, een muntstuk was om en by 3 maande se salaris wat hulle gekry het, en hierdie 3 maande se salaris word gegee aan elke slaaf, want hierdie koning of hulle meester is op pad na 'n ander plek toe waar hy koning gaan word oor hierdie land, en dan sê hy, terwyl ek weg is, wil ek hê julle moet hierdie goed vat en bewerk dit.
En dan gebeur dit so, wanneer ek hierdie vir jou wil lees en voorhou in Lukas hoofstuk 19, en onthou, hy kom nou net uit die huis uit, hy het nou al soveel wonderwerke gedoen, hy was nou net by sy gees, en nou begin Jesus hierdie te vertel vir die mense, en hy leer hulle so. Hy sê, nadat die mense na Jesus geluister het Jesus self voortgegaan om 'n volgende gelykenis vir hulle te vertel. Die aanleiding was dat Jesus naby Jerusalem was en die mense gedink het dat die koningsheerskappy van God geskied sal word. En ja, enige oomblik sou dit nou begin het. En Jesus se disippels het gedink, hey, hierdie koninkryk het nou gekom en ons gaan nou hierdie koninkryk opneem, ons word prinses in hierdie koninkryk. Maar hulle vergeet dat Jesus het ook gesê, dit gaan julle nie toe nie, behalwe die Vader om te weet wanneer dit sal gebeur. Hy sê, Jesus sê toe, 'n sekere man van 'n hoë afkoms het na 'n afgeleë landgebied getrek om 'n koningskap te bekom en dan weer terug te kom. Hy het sy 10 slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê, gaan doen besigheid daarmee totdat ek kom. Sy landgenote het hom egter gehaat en afvaardigings agterna gestuur en gesê, ons wil nie hierdie man as koning oor ons hê nie. By sy terugkoms, nadat hy die koningskap ontvang het, het hy hierdie slawe aan wie hy die geld gegee het, geroep met die doel om agter te kom watter wins hulle gemaak het. Die eerste het aangetree en gesê, meneer, kan sien hierdie man se ster is in die lig. Hy sê, meneer, u muntstuk het 'n wins van 10 muntstukke gelewer. Sy reaksie was, knap gedaan, goeie slaaf, omdat jy in die geringste getrou was, kry jy nou beheer oor 10 stede. Hy sê, nog een het gekom en gesê, meneer, kyk, as jy toe die tweede een kom, die tweede slaaf sê, meneer, u muntstuk het 5 muntstukke opgelewer, aan hierdie slaaf het hy gesê, jy kry beheer oor 5 stede. En toe kom die ander, en nog een het gekom en gesê, meneer, kyk, jy weet, dis amper, ek hoor al klaar die verskoning. Ek hoor al klaar hoe daar verskoning gemaak word vir dit wat hier gebeur. Hy sê, hier is die muntstuk. Ek het dit in 'n doek gaan wegsteek. Ek was bang vir u, omdat u hardvogtige besigheidsman is. U eis wat u nie belê nie, en oes waar u nie gesaai het nie. En hy sê toe vir hom, uit jou eie mond oordeel ek jou nou. Kan ek gou vir 'n oomblik al stil staan? Ek het nou gesê, baie keer sê ons, ek verdien dit nie. Uit jou eie mond oordeel jy eintlik jouself. As ek sê ek verdien dit, dan oordeel ek myself, want ek verdien dit. Hy sê, jy, uit jou eie mond oordeel jy, gaan ek jou nou self oordeel. Uit jou eie mond oordeel ek jou nou. Jy is 'n slegte slaaf. Jy was deeglik daarvan bewus dat ek 'n hardvogtige man is, wat opvra wat ek nie belê het nie. En oes waar ek nie gesaai het nie. Waarom het jy nie dan maar net my geld in die bank belê nie? Dan sou ek dit met rente by my teruggekeer kon kry het. Hy het toe aan die omstanders die opdrag gegee, vat hierdie muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat 10 muntstukke het. En hulle antwoord hom, meneer, hy het dan alreeds 10 muntstukke. Hoe is dit moontlik? Hy het dan al soveel meer. Dan sê hy die volgende, hy sê, ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word, en van hom wat nie het nie, sal ook weggevat word wat hy het. Hoeveel keer in ons lewe sien ons dit? Jy sien, want dit gaan hieroor. Hy het gesê, ek is die koning, ek gee hierdie vir julle. Werk daarmee,
Doen besigheid daarmee vir ons wat hierso is vandag, wat hier nog is. Ons koning Jesus Christus het vir jou sy koninkryk in staat gestel om sy koninkryk te werk en daarmee te kan werk. En die finansies wat ek en jy het, sê hy, bewerk dit. Werk daaraan, wees vrymoedig. Doen wat jy moet doen totdat ek terugkom. Want my koninkryk moet jy 'n prioriteit maak in jou eie lewe ook. Jy het die kapasiteit om sy koninkryk te bevorder. Jy het die kapasiteit om in sy koninkryk so te kan leef. En dis Here, ek soek eers u koninkryk en al hierdie dinge sal vir my bygevoeg word. Want voorspoed is nie selfsugtigheid nie. Voorspoed gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor ander. Dit gaan oor sy koninkryk. En mag ons vanoggend hierso, wanneer ons hierso sit en net besef, hoeveel keer spreek ons hierdie woorde? Sê Here, ek verdien dit nie. Vir die eerste slaaf het hy gesê, well done, goeie slaaf. Jy het hierdie gevat en jy het besef, dis nie tot my nie, ek moet dit bewerk, want die koning kom weer terug. En wat doen ek vir sy koninkryk? Hoe gaan ek hierdie bevorder? Hoe gaan ek dit meer maak? En toe hy dit doen, toe kom die koning terug en die koning sê vir hom, well done. Ek gee vir jou 10 stede. Want as ek jou kan vertrou met die klein, met die bietjie wat jy het, kan ek jou vertrou met meer. Vir die ou wat 5 muntstukke bevorder het en dit veroorsaak het en die voorspoed wat daarmee gekom het, hy gesê, well done, ek kan jou vertrou met 5 stede. Vir die een wat net daai muntstuk oorgehad het, hy gesê, luister, vir al 3 van julle het ek dieselfde hoeveelheid muntstukke gegee. Julle 2 het gewerk vir jou. Ek weet nie of ek jou kan vertrou nie, want uit jou eie mond, dit wat jy spreek, dit wat jy sê oor jouself, dis wat jy gaan bekom. En dis wat hierdie poverty gospel baie keer ons terughou. Ons moet sê, voorspoed is nie opsioneel vir my lewe nie. Van God wil hy ek moet geseënd wees, sodat ek 'n seëning kan wees vir die samelewing. Kan jy saam met my staan vanoggend? En ek wil vanoggend hê, jy moet vir 'n oomblik, wanneer ons hierdie sang nou nog gaan sing, net besef dat jy oor jou eie lewe vanoggend moet uitspreek, Here, ek is geseënd. In elke seëning wat daar is. Hy is bereid om meer te doen. Daar's soveel skrifte, soveel beloftes wat God al reeds gemaak het, maar vandag kom staan ons en sê, Here, die voorspoed wat U vir my het, is nie opsioneel vir my nie. Dis nuttig vir my, sodat ek kan leef soos wat U wil hê ek moet leef. En so Vader, dankie dat ek vanoggend vir elke persoon in hierdie vertrek en almal wat aanlyn kyk kom bid. Mag U regtig vandag ons vocabulary, dit wat ons spreek vir ons eie lewe, mag U dit sal kom verander. Here, as ons 'n mentaliteit het van armoede, wil ek vandag kom bid, mag U ons gedagtewêreld kom verander in die naam van Jesus. Ek bid Vader dat ons sal besef vandag dat elke gawe kom van U af en U dit vir ons kom gee. Elke geskenk, elke voorsiening, Here, gee U vir ons. En vanoggend is dit ons voorreg om vir U dankie te kan sê in elke behoefte. En as jy vanoggend hier is, en jy's 'n besigheidsman, wil ek vandag vir jou sê, jy dalk challenges heiliglik by die werk as jy 'n besigheidseienaar is. Wil ek vir jou sê, daar weer is, wil jy nie hande in die lug opsteek vir 'n oomblik, want ek spreek vandag lewe oor jou, dat jy sal weet, jy verdien dit. Jy verdien besigheid om in te kom, jy verdien dat God vandag deure vir jou sal oopmaak, dat daar guns losgemaak sal word oor jou lewe, oor jou besigheid. Ek spreek dit vandag oor jou lewe uit. Jy is geseënd, omdat God ons geseën het.